it's your special guest host on cliffcentral.com. Goeiemôre, my naam is Bouwer Bosch. Welkom by cliffcentral.com. Ek staan in vir Casper de Vries vandag op sy show. En vandag se show is propvol van die awesomeste gaste in ons land. Ons het vir Ernst Roots van AfriForum, Piet Matipa van die Beeld, amazing journalist, en hy is ook 'n skrywer vir Sewende Laan, en dan Melinda Bam, almal ken haar as ons voormalige mee vir Suid-Afrika 'n paar jaar terug. En saam met my op die show is my mede-aanbieder Gilly Hofman. Hallo Bouwer. Het jy die trip survive van Pretoria af? Net. Ja, het jy 'n e-tag? Want ek sien is nou Ek het nie 'n e-tag hier. Ja. Uit beginsel uit. So jy dan nie traffic gekry nie, niks ek in ons is nie? Nee, my GPS was akkuraat. Okay, awesome. Is jy reg vir die show? Ek is reg, jy reg. Ek is baie excited. Maak jouself vas. Ons eerste gas vir die dag is niemand anders as Ernst Roots nie. Adjunk uitvoerende hoof van AfriForum. Goeiemôre Ernst. Hi Bouwer. Hallo Gilly, lekker om hier te wees. Oor jy is soos 'n rockstar, dude. Jy is like hierdie cowboy, jy's hierdie family man. Derde kind op pad, jy is hierdie prokureur wat die wêreld oorneem en jy beklei vir awesome goeders en hoe kry jy tyd vir al hierdie goed eerstens en waar is die eerste keer wat jy besef het dis wat jy wil doen? Jy wil 'n lawyer word of jy wil veg vir iets waaraan jy glo? Ja, dis maar 'n uitdaging. Ek dink almal het seker maar 'n uitdagings wat tyd betref. Ek het op skool so 'n bietjie geworstel, gewonder wat ek wil doen en toe het ek uiteindelik 'n beroepsielkundige gaan sien hier in wat sit standaard 8. En hy het my so 'n lysie gegee. Hy het gesê prokureur of sielkundige of onderwyser of dominee of ek moet flieks maak. Wat? 'n dominee of flieks maak? Ja, okay. Wat weird is want ek het dadelik gesê die dominee roete is nie vir my nie. Ek het baie dominees in my familie. Maar wat ek nou doen, ek het regtig gaan studeer, maar wat ek nou doen is tot 'n groot mate 'n kombinasie van dit alles, insluitend die flieks maak. Ons het eintlik hopelik nou voor die einde van die jaar gaan ons dokumentêre fliek bekendstel. So ek kan daarom ook een van die dae sê ek's 'n filmmaker. Ja. Maar ek het regtig gaan swaat, nie regtig met die idee dat ek 'n prokureur of 'n advokaat moet word nie. Ek het baie belang gestel in politiek, maar ek het nie gehou van partytetiek nie. Die probleem vir my met politieke partye is almal is mekaar se kompetisie. So jy sluit aan by 'n tak en jy kompeteer met jou kollega oor wie gaan die volgende takvoorsitter wees en dan kompeteer jy met jou ander takvoorsitters oor wie gaan die provinsiale voorsitter wees. En ek het op daai stadium nie geweet AfriForum is 'n opsie nie, dit het nie bestaan nie. Ja. En toe het ek nou maar daar spontaan betrokke geraak as student, eintlik my jeugstrukture vir AfriForum gestig en dis hoe ek nou is waar ek is. So hoe lyk 'n gewone dag in jou lewe? Want obviously julle is betrokke met baie like kontroversiële sake en like omtrent gevaarlike sake as ek so kan sê. So staan jy op en jy eet maar ontbyt saam met jou kinders en dan gaan jy sien maar op jou timeline op Twitter en dan sien jy hier's 'n issue, kom ons vat hom aan of hoe lyk 'n daaglikse dag in die lewe van Ernst Roots? Dis moeilik, dit wissel, maar ek sal probeer opsom. Ek vat gewoonlik my seentjie, ek het my oudste seentjie is 3 jaar oud, ek vat hom skool toe, so ek staan maar op, maak reg, gaan laai hom by die skool af. Ons het in die oggende nuusvergadering by die kantoor, so 8:30 se kant, waar ons gaan, my kollega Alet Rademeier, wat by Beeld lank was, sy is 'n groot aandeel by AfriForum, so sy ontleed al die koerante gou tussen 8:00 en 8:30. Ons bespreek wat het gebeur, ons bespreek waarop moet ons reageer. En dan 'n groot deel van my dag wat mense eintlik onderskat is, maar eintlik maar personeelbestuur. Ek is nou adjunkhoof, my pos is kommunikasie, so ek is die hoof van die kommunikasie afdeling. Ons het so 20 mense in die afdeling. En so personeelbestuur, goed soos personeelaanstellings, allerlei goed wat daarmee saamgaan. En dan tussendeur is dit die aktivistiese goed en die woordvoerderwerk, soos wat ons nou hier doen, is eintlik maar die lekkerste deel van my werk. 10 jaar terug by Tikkies is waar jou pad eintlik begin het. In die burgerregte omgewing, in die AfriForum omgewing. Dis interessante tye gewees daar, nie. Sal jy sê jy het eintlik daar 'n vinnige leerskool gehad in die wêreld van aktivisme? Ja, ek was op die SR by Tikkies, ek het baie daar geleer. Ek het eintlik voor die SR goed al betrokke geraak en ek het klomp goed gedoen en kwyt geraak wat ek hoop niemand ooit van agterkom. Nee, een storie snaaks, my eerste keer wat ek met die media gepraat het was in my eerste jaar. Toe was ek voorsitter van so 'n klein organisasie op kampus en daar was 'n betoging geweest. En ek het nog eerstejaars drag gehad, ek het kakie klere aangehad en kruisbande want ons moes dit aan hê. En Hilda Fourie wat nou sy is nou intussen getroud, was by Beeld gewees ook verlang, sy het al 'n misdaadverslaggewing gedoen en sy was by ek dink Perdeby en Campus Beeld betrokke, een van die twee. En hulle nader my en hulle sê, ons het gesien jy is van hierdie en hierdie studenteorganisasie, wat is jou mening van wat hier aangaan? En ek het glad nie 'n klou gehad wat daar aangaan nie. Ek het net gesien hier's 'n betoging, maar
geen PR opleiding gehad nie. Ek het dadelik begin kommentaar lewer en gesê dis belaglik en hulle het geen rede om dit te doen nie. En toe dit so mooi reg uitgewerk en toe in die volgende dag toe sê hulle Ernst Roots het gesê die rektor het geen rede om klasgelde te verhoog nie. So toevallig het dit mooi uitgewerk. En 'n ander storie, die ander storie is eintlik met Hilda, was die jaar daarna was daar ook 'n optog op kampus. En ek was toe daar betrokke en Hilda kom na my toe van kampusbeeld af en sy vra vir my vir kommentaar. En ek sê, laat ek net eers begin deur te sê, ek praat vandag namens alle Afrikaners. Altyd 'n goeie. Daai was die laaste keer in my lewe wat ek dit gesê het en as dan nou, ek kan nie baie goed waarborg oor die toekoms nie, maar ek kan waarborg ek sal dit nooit weer sê nie. Ja. Die pad wat AfriForum die laaste paar jaar gestap het en hoe dit ontwikkel het en getransformeer het. Wat sal jy sê het was daai pad? Want ek onthou goed wat julle in die begin daar gedoen het. Koffie verkoop teen verskillende tariewe en julle het julle gesigte geverf en dit was goed wat julle gedoen het seker maar vir dramatiese effek. Maar dink julle speel bietjie vandag daai aktivistiese spel bietjie anderster, meer gesofistikeerd of is julle nog baie keer te vind vir sulke taktieke? Nee, ons is nog te vind daarvoor, maar jy is heeltemal reg dat AfriForum se styl het verander. Die rede daarvoor is toe AfriForum gestig is in 2006, wat nou volgende jaar 10 jaar is, het niemand geweet wie dit is nie. So nou moet jy nou mense gaan oortuig om aan te sluit en elke maand geld te gee vir die organisasie, maar jy het geen brand nie, jy het nie 'n rekord van enige sukses nie, so ons het nie regtig 'n bron van inkomste gehad nie. So dis bietjie soos daai hoender-eier, wat kom eers, die hoender of die eier? In ons geval is, jy moet klomp aksies doen om 'n brand te bou sodat jy lede kan werf, maar jy moet lede werf sodat jy aksies kan doen om jou brand te bou. So die strategie in die begin was om goed te doen wat goedkoop is, wat die maksimum publisiteit kan genereer. So een van die heel eerste aksies was gewees in, ek dink Desember 2006, toe ek en sommer 10 van my vriende wat op tikkies geswat het, onsself swart geverf en ons het 'n memorandum aan 'n Mbeki gaan oorhandig en gesê ons is ook Africans en ons stem nie saam met rasseklassifikasie nie. En dit was 'n groot storie. Het jy moeilikheid gekom? Nee, ja wel, ons het daar was baie teenkant en polities. Ja. Maar dit was 'n groot storie. Reuters was daar gewees en Reuters versprei ons hulle goed internasionaal. Ja. Iemand het vir my gesê hy het die storie op CNN gesien. Want deesdae, dat was wat blackface was wat 2 jaar terug. Ja. Dit was Nee, so groot. maar dis of die nie? punt wat ons toe nou met die blackface ding gemaak het 2 jaar terug was. Ons het dit ook al gedoen en toe het ons nie in die moeilikheid Ja. gekom nie. Hoekom as jy dit nou doen, kom Ja, jy in die en moeilikheid? Leon Schuster Wel, doen dit in move. sosiale media definitief, ek dink. Ja. Ja. Goed, het versprei nou baie makliker, maar ek dink iets wat ek wat bietjie die landskap dophou, dink jy daai goed het in die begin dalk baie mense binne die Afrikaner omgewing bietjie negatief gemaak, 'n sekere groep mense en gesê, jy's hulle veg vir belangrike goed, maar ons stem nie saam met daai taktieke nie. Want ek kry definitief die gevoel daar's al hoe meer mense wat te vind is vir dit waarvoor jy staan, wat aanvanklik nie te vind daarvoor was nie. Ja, ek dink deel daarvan is waarskynlik die politieke klimaat wat bietjie verander. Maar ons benadering is maar daai basiese beginsel, jy kan nie alles vir almal wees nie. So ons probeer nie om, as ons nou 'n aksie beplan om te sê, hoe gaan ons hierdie ding doen sodat niemand van ons verskil nie. Ja. So ons probeer vir die middelgrond gaan. Party mense sal verskil, maar ons glo dat binne in die Afrikaner geleedere is ons redelik gematigd in die sin dat daar's mense van regs af wat ons kritiseer en sê ons is 'n klomp links is of 'n klomp ANC boeties en daar's mense van links af wat ons kritiseer en sê ons is 'n klomp rassiste. So ek dink ons het redelik ons probeer maar die middelgrond behou. Mense kry dit nie altyd reg nie. Partykeer sê jy iets wat bietjie meer regs oorkom en dan's ouens aan die linkerkant kwaad en partykeer is jy weer in die linkerkant 'n stelling en dan's ouens aan die regterkant kwaad. Ja. So dis bietjie van 'n spel as ek nou die woord kan gebruik, maar oor die algemeen dink ek kry ons dit redelik reg. Ek dink AfriForum moet net 'n sepie uitbring, want soos jy gesê het, jy wil dalk 'n filmmaker word. Ja. Dit klink of jy doen dit met soveel verskillende mense, almal moan oor alles. Ek sien hoe as toe Sewende Laan hulle dingetjie vir hulle wysie vat, hulle tema net verander het in die skrip, dan is die hele land in oproer en ek dink julle sal met amazing stories gaan opkom. Maar jy is ook 'n groot fan van musiek en jy was op skool, het jy 'n metal band gehad, is ek reg? Ja, dis reg. So is daar vertel 'n bietjie van daai dae en is daar 'n kans dat ons ooit so AfriForum metal band sal sien in die nabye toekoms? Ja, en wat sal die band se naam wees? Ek weet nie of ons 'n AfriForum metal band sal hê nie. Ek was op skool, ek is nou nog baie, dis nou maar my stokperdjie is musiek. So ek's baie op musiekteorie ingestel en ek probeer altyd die verskillende modes leer en so as 'n stokperdjie skryf ek nog steeds musiek. Ek probeer dit ingewikkeld maak. Dis nou maar ek probeer doen. Ja.
verskillende time signatures en verskillende, hier's nou 'n D minor en dan word dit skielik 'n D Dorian en sulke goed. Maar ja, op skool was ons in 'n metal band, Melats was die band se naam, Melats met 'n I. Dis die beste naam ooit. Ek was Mense het nie naby julle gekom nie. Ja, dit was half die Zeneen band, ek kom van Zeneen af. En dit was Afrikaanse new metal. Nou ek is nie groot op new metal nie. Ek hou meer van die meer oudtydse tipe goed wat meer kleurvol is, meer solos en sulke tipe goed. So dit was net hierdie heavy drop C tuning, net heavy musiek en skree en sulke goed. Ja. So dit was baie lekker geweest, maar dit's maar 'n tyd en 'n plek vir alles. So Jy het net 'n interessante storie vertel vir ons voor ons ingekom het oor die eerste keer toe jy jou aanstaande vrou aan jou familie moes bekend gestel het. Vertel vir ons 'n bietjie dit was. Ja, ek is nie kyk, ons is 3 broers. So en ek het meestal neefies, ek het so 1 of 2 niggies, maar ek het nie baie ervaring met dames nie, ongelukkig. Op skool was ek maar bietjie skaam vir die meisies ook geweest. So ek is bietjie van 'n hopeless romantic. Nou het ek my vrou met wie ek nou getroud is, met wie ek getroud is. Jou huidige vrou. My eerste vrou en my laaste vrou hopelik. Lelani, toe ek en sy nou begin uitgaan het op skool, het my ouers 'n naweek gereël daar by Rustenburg Kloof vir die gesin om nou bietjie saam net weer te kuier vir 'n naweek. En ek nooi nou hierdie nuwe meisie, ons het nou begin uitgaan, ek nooi haar saam. En so week voor die naweek aanbreek, toe besef ek het nooit geklik nie dat daar's eintlik, ek het 'n dubbele bespreking, want ons het nou hierdie naweek met die gesin wat ek gesê het is reg, maar dis ook die Metallica konsert in Centurion waarvoor ek kaartjies het. Keuses. En ek is nou nog verbaas dat my vrou soveel begrip gehad het vir my situasie. So wat ek uiteindelik gedoen het, is ek het met my vrou gery, of my meisie toe, Rustenburg toe. Ek het daar afgelaai by my ma en my pa, haar voorgestel, gesê, hier's my ma en pa. Ek het toe teruggery Pretoria toe. En die show is mos die hele dag lank gewees. En toe ek die volgende dag, het ek die volgende oggend, ek dink 3 uur of iets, en toe het ek toe nou weer daar aangekom. Kyk, jy weet, dis troumateriaal, as sy jou dit vergewe, nadat jy Metallica konsert boek. Ja, so ek hoor dit nog steeds, ek hoor die storie nog steeds, maar sy het daarom dit oorleef. Goeie konsert. Die iets wat onlangs baie in die nuus was aan julle kant, gister het die Menseregte Kommissie hulle verslag oor plaasmoorde bekend gemaak. Kan jy dalk net vir ons 'n bietjie 'n idee gee, 'n opsomming van wat daai verslag sê? Ja. Kyk, die agtergrond is ons het 'n klomp saam met 'n aantal slagoffers, so ek dink so 2 jaar gelede, klagtes by die Menseregte Kommissie ingedien. Ons het so 'n bundel opgestel van verskillende mense wat op verskillende maniere geraak is deur die probleem, wat vir die kommissie vra om in te gryp. En op grond daarvan het hulle dan nou hierdie openbare verhoor gehou, en gister het hulle nou hulle uitspraak of bevindinge bekend gemaak. Nou, ons is positief oor die bevindinge, dis so 100 bladsy lange verslag, waarin hulle nou al die getuienis wat vir hulle gelewer is uiteensit. Die kruks van die verslag is dat die regering doen nie genoeg nie, plaasmoorde en plaasaanvalle is regtig 'n krisis. Die kommissie het al voorheen gesê dat die regering sekere goed moet doen wat die regering nie gedoen het nie. So ek dink die verslag reflekteer baie sleg op die regering en op die polisie. Daar's bietjie detail goed in die verslag waarmee ons bietjie ongemaklik is, maar oor die breë trekke van die verslag is ons baie positief. En ek weet jy was al 'n paar keer in New York toe om by die Verenigde Nasies ook die saak te gaan bepleit. Hoe staan daai sake van die Verenigde Nasies se kant af? Wat is hulle te vind vir daai gesprek, minderheidsgroepe, al daai tipe goed? Ja, dis eintlik vreemd of uniek aan Suid-Afrika. In die hele wêreld is die idee van minderheidsregte is eintlik baie polities korrek. Ja. Dis hoog op die agenda van die VN. Almal praat daaroor, maar in Suid-Afrika is dit amper dis omstrede. Dis nie heeltemal polities korrek nie. Nou die benadering om dit nou half op te som daar by die VN is, die VN sê ons is hier vir al die mense, maar die lede van die VN is regerings. So minderhede word nie regtig in die VN verteenwoordig nie, en daarom het hulle hierdie liggaam geskep vir nie-regeringsorganisasies, veral wat minderhede verteenwoordig, om te kan aansluit en ook daar 'n stem te kan wees. Maar die ironie nou is om aansoek te doen, ons is nou in die proses daarmee, maar jy moet eers gekeer word, want hulle moet kyk of jy aan al die kriteria voldoen, maar dan verskyn jy voor 'n paneel wat bestaan uit verteenwoordigers van verskillende state. En hulle het almal maar hulle eie politieke ideologieë en agendas, en Suid-Afrika het toevallig nou vir die volgende 5 jaar ook 'n verteenwoordiger op daai paneel. So ek was nou Februarie weer daar om AfriForum te laat registreer,
En ek gesels toe met die ou van Suid-Afrika en hy was baie vriendelik. Hy het gesê nee, hy het na ons aansoek gekyk en daar's niks fout nie. Ons kan 'n gewone diplomaat. Ja, Okay. maar wat toe gebeur het, letterlik 'n uur voor hulle my oproep, toe kom die ou na my toe en hy sê vir my, hy het nou slegte nuus en is nie persoonlik nie. Hy het sopas 'n oproep gekry van Pretoria af wat vir hom gesê het hy moet ons blok. Hy moet alles in sy vermoë doen om te verhoed dat AfriForum registreer. Hy sê toe nog so ewe, toe maar dis nie persoonlik nie, dis net polities, maar dit mag eintlik nie polities wees nie, want as jy aan die kriteria voldoen, dan voldoen jy aan die kriteria. So hy sê so ewe, julle voldoen aan die kriteria, maar weens politieke redes wil die Suid-Afrikaanse regering nie hê AfriForum moet meer by die VN wees nie. So die situasie nou bietjie tegnies, maar die punt is hulle kan ons nie net afkeer nie, want ons voldoen aan al die vereistes, maar wat hulle wel kan doen is om die proses te vertraag. So dit het dan nou ook gebeur waar die ou net aanhou vra het en is oor beselagtighede, dis oor simpel goed, tot jou tyd uitgehardloop het. En dan sê hulle, jammer, jou tyd is op, ons kon nie al die vrae beantwoord nie, so jy moet nou maar volgende jaar terugkom. Okay. So ons het klagtes ingedien, ons sal kyk hoe loop die proses, maar ek dink net, dis daarom net 'n proses wat vertraag word. Ek dink nie hulle gaan ons sommer kan uitskop. Daai oproep klink soos 'n leen, hoor. Ek kan nie eens uit Pretoria uit Potchefstroom bel nie. Hoe kry hulle sy nommer om Amerikaners te bel? Daai is bietjie dodgy, veral met Vodacom. Hoe is erns, voel jy nooit, raak jy nooit moedeloos nie? Voel jy nooit jy wil net soos uit die kantoor stap en jou papier in die lug gooi en dit gaan flip dit. Ek's oor al hierdie probleme en die issues want julle veg 'n goeie veg, maar dis ook 'n harde fight soms en raak jy net nie moedeloos nie en wat dryf jou om aan te hou beklei vir hierdie goed? Ja, dis bietjie van 'n paradoks amper, want mens voel nogal gereeld so. Daar's baie goed waaroor mens baie positief is. Ek ervaar, wel ek sien wat ten minste wat AfriForum betref, dit gaan baie goed met die organisasie. Ons laas maand dink ek weer 5000 lede aangesluit. So met die organisasie gaan dit goed, maar daar's baie goed in die land wat 'n mens bekommerd maak. Ek het veral so gevoel nadat die konstitusionele hof, ek dink dit was laas jaar, uitspraak gegee het in die mineraalregte saak van Agri SA. Dit klink soos dis baie tegnies, so mense stel nie regtig aan belang nie. Maar wat die hof toe nou gesê het, is as jy 'n stuk grond het en daar's minerale en goed onder die grond, dan is dit nie meer joune nie, dis die staat se. En dit is eintlik daai hele argument uit 'n regstegniese oogpunt kan 'n mens tot 'n groot mate net so dupliseer en sê goed, maar op grond van daai argument wat die hof reeds goedgekeur het, kan 'n mens net sowel sê die staat kan jou grond kom vat as hulle dit wil doen. Ja, so daai saak, ek dink die Renate Barnard hofsaak oor regstellende aksie. So daar is goed wat 'n mens negatief maak, maar daar's altyd ons het nog nooit by 'n punt gekom waar ons voel hier het nou iets gebeur, nou is daar niks wat 'n mens kan doen nie. So daar's altyd nog iets wat jy kan doen. So hoe oplosbaar is die probleme in ons land en die goed waarmee julle nou betrokke is? Dink julle daar is lig aan die einde van die tonnel as ek so kan sê? Dit hang maar af. Ek dink baie ouens sê hulle hoop dat die regering eendag agterkom die manier hoe die land regeer word werk nie en dat hulle sê goed, ons moet 'n ander ideologie inslaan. Ek dink nie die ANC sal sommer sê hoe ons moet ons ideologie verander nie. Miskien neem regeer 'n ander party en dan gaan dit beter. Ek dink waarheen ons nou op pad is eintlik 'n situasie waar mense dubbele lewens gaan lei. Jy eintlik dubbele belasting betaal, want jy betaal belasting aan die staat, maar jy moet nog steeds betaal vir jou eie privaat sekuriteit, jy moet betaal vir jou eie privaat hospitaal, privaat skole is nog nie so drasties nodig nie, maar die tipe goed. Maar 'n interessante ding, ek sê nie dis noodwendig my standpunt nie, maar ek het 'n baie interessante artikel gelees nou die dag vir my waarmee ek besig is, wat gaan oor demokrasie en die vraag is lei demokrasie tot 'n hoë gehalte, tot 'n goeie regering? En hulle het 'n groot ontleding gedoen en die gevolgtrekking om dit bietjie te oorvereenvoudig is in ryk lande lei demokrasie, dis die beste vorm van regering, maar in arm lande lei dit nie altyd tot 'n goeie regering nie, want as die massas mense in die land arm is, dan soek hulle onmiddellike verligting. Hulle soek social grants, hulle soek die tipe goed. En daai tipe goed maak dat jy nie kan belê in die ekonomie op die lang termyn nie. So ek sê nie ek is teen demokrasie nie, maar ek sê omdat Suid-Afrika 'n arm land is, het demokrasie bepaalde probleme. Baie van die gevegte waarby jy betrokke is, kom op die einde terug na identiteitspolitiek en rasgedrewe politiek toe. Wat is die prentjie waarin julle werk? Wat is die landskap wat julle wil probeer vestig binne Suid-Afrika, binne dit wat moontlik is, waar ons as 'n geïntegreerde samelewing op een of ander manier kan bestaan? Is daar so 'n prentjie waarna julle werk? Of is daar wat's daai visie wat julle vorentoe dryf wat bietjie breër kyk as net die sake waarmee julle betrokke is? Ekskuus vir die hoes. Jammer, jy vra nou die vraag net jy dit vra toe. Is jy reg? Sluk ek 'n drup.
sluk water in die verkeerde keelgat af. Nee, wat ons basies die antwoord is eintlik moeilik op wat jy sê. Wat ons benadering is ons ervaar dat daar breedweg 3 verskillende benaderinge onder mense is, onder Afrikaners spesifiek. En op hierdie stadium dink ons mens moet so ver as wat mens kan daai 3 probeer by mekaar hou. Nou die een benadering is om te sê individuele regte soos wat dit in ons grondwet verskans word is genoeg. Solank as wat die grondwet beskerm word, word ons regte as lid van 'n kultuurgemeenskap, ons regte as Afrikaners in hierdie geval ook beskerm. So ons moet eintlik seker maak die grondwet word toegepas. Daar's 'n sterk groepering wat so voel. Dan is daar 'n groepering waarmee ek nogal assosieer wat voel ek is nou besig om my emosie onderwerp te doen, maar wat sê individuele regte alleen is nie noodwendig genoeg nie, want daar's party aspekte waarop jy eintlik 'n groepsregte nodig het. Nou, jy kry dit op ander plekke in die wêreld waar grondwette sê dis nie net regte wat jy as individu het nie, maar bepaalde groepe het ook bepaalde regte. Dis amper die tweede groep wat sê die grondwet bied nie genoeg beskerming nie. En dan die derde groep sê ons moet meer kyk na 'n tipe van 'n grondgebied en sê dis nie volhoubaar om onder hierdie regering te werk nie, so ons moet kyk of 'n mens, dit hoef nie noodwendig 'n grondgebied te wees nie. Hulle praat van kyk, die term selfbeskikking word baie gebruik, maar jy kry wat hulle noem interne selfbeskikking en eksterne selfbeskikking. Nou eksterne selfbeskikking is basies jou eie stuk grond waar jy jouself regeer. Interne selfbeskikking is waar jy byvoorbeeld 'n kultuurraad het wat deur wetgewing op 'n manier gereguleer word, waar hierdie kultuurraad tot 'n groot mate wetgewende tipe bevoegdhede kan uitvoer, bepaalde regeringsfunksies kan uitvoer oor daai kultuurgemeenskap. So dis min of meer die drie benaderings. Ons probeer op hierdie stadium om nie te sê ons gaan vir hierdie een benadering en die ander twee is verkeerd nie, want ek dink daar's meriete in al drie. So ek het nou 'n baie ingewikkelde antwoord op 'n baie eenvoudige vraag gegee. Ek voel of ek nou my M gedoen in die politieke studies. Ja, waar is my toga? Ernst, ek wil gou weer hoor, jy het nou laas actually vir die eerste keer 'n doodsdreigement gekry via Twitter en ek weet nie om te sê nie, maar dit voel van jy word baie misverstaan in die media en by die mense daar buite en julle ontstel almal deur die bank soms, wit en swart en ek sien almal val jou aan. Jy kry dreigemente van wit en swart. Wat leer jy uit sulke goed? Is dit iets om nou te streem te gaan, okay, dalk moet ek eerder ophou of hoekom dink jy verstaan mense dan al die goed verkeerd? Ja, kyk, ek dink in my persoonlike opset was ek dis bietjie van 'n swakpunt by my wat ek dink nou daarom nie meer so erg is nie, maar ek is eintlik nogal sensitief vir kritiek. Ek onthou op universiteit het ek een keer vir Eugene Terblanche e-pos gestuur het. Ek het gaan kyk wat gaan aan op die AWB se webblad. Wat was sy e-mailadres? Het hy 'n adres gehad? Is dit Eugene@yahoo? Petersdorp 777. Dit was iets soos info@awb of iets. Ek kan nie onthou nie. Niks Janie Allen inligting by AWB. En ek het gesê ek sien op die webblad julle sê jy is die leier van die Afrikaner. Ek wil net sê jy is nie my leier nie, jy verteenwoordig my nie. Wow. Maar ek het so ek het was altyd baie bekommerd oor wat sê ander mense en die tipe goed. En veral toe ek by AfriForum Jeug was, dan doen jy 'n aksie en dan kritiseer iemand jou. En dan is jy omtrent in 'n toestand daaroor en jy kan nie slaap nie en jy's kwaad en ek het later maar by die punt gekom, seker maar soos mens volwasse word, jy besef jy kan nie almal gelukkig hou nie, jy gaan kritiek kry en ek dink ons model is ook maar geskoei daarop dat ons weet ons gaan kritiek kry van regsaf en kritiek kry van linksaf. So nou die dag het ek nog, dit was my eintlik so snaaks want op dieselfde oomblik was daar 'n twee debatte. Daar was een van 'n Facebook groep wat 'n verskriklike warm debat gehad het en daar was 'n debat op Twitter en die ouens op Facebook het gesê AfriForum is 'n klomp linkses en die ouens op Twitter het gesê AfriForum is 'n klomp regses. Maar ek dink is maar net oor politiek in die breë sin van die woord, nou nie partypolitiek nie, want dis maar iets waaroor mense baie emosioneel is en mense het baie sterk opinies en al stem jy net 90% met iemand saam, dan is jy nog steeds kwaad oor daai 10% wat die ou gesê het dat jy nie mee saamstem nie. Dit aan die een kant en aan die ander kant het ek persoonlik is al baie keer verkeerd aangehaal in die media. In die begin het dit ook my vreeslik ontstel en dan bel jy die redakteur en sulke goed, maar dis eintlik maar deel van dis nou maar hoe dit is. Ja, so leer jy man. So as dit nou regtig wesenlik is, sal jy dit opvolg. Ons het nou oor dit gesels, maar onlangs 'n geval gehad waar daar 'n TV-program was waar ek 'n lang antwoord gegee het op 'n vraag en
net so een deel van die antwoord was uitgesaai en dan sal klomp mense kwaad want hulle hoor net die een kant van die antwoord en nie die ander kant nie. So dis ongelukkig so, maar ek dink ten spyte daarvan ervaar ons nog steeds meer dat ons mense kry wat betrokke raak en so. Ja. Is jy raak jy soms gefrustreerd met die vlak van debat binne die Afrikaner gemeenskap, die vermoë wat mense het om konstruktief mekaar te kan uitluister, argumente te kan voer, oop te kan wees dalk vir ander opinie, want ek voel partykeer ons beweeg 2 tree vorentoe en 1 tree terug. Ja. Ons kom net nie verby sekere punte nie. Ja, nee, absoluut. Ek dink as ek nou kan maak of ek nou die middelman is en kritiek na links en regs kan uitgee. Ek ervaar verskillende mense hanteer dit verskillend. Ouens wat meer aan die linkerkant is geneig om baie sterk te sê, jy weet, ek is liberaal en ek het liberale waardes, maar deel van om liberaal te wees gaan eintlik daaroor dat jy verdraagsaam moet wees teenoor ander opinies. So my ervaring partykeer is ouens wat die sterkste daaroor voel dat hulle liberaal is en die minste verdraagsaamheid teenoor mense wat nie met hulle saamstem nie. Ja. So dit is 'n frustrasie, maar aan die ander kant weer is my frustrasie meer aan die regterkant kry jy weer dat ouens verskriklik kommentaar te lewer het op alles en jy moet nie dit doen nie, jy moet dit doen, maar die ou doen self niks nie. Ja. So die ou sal by die huis sit voor sy rekenaar baie sterk, 'n tipiese sleutelbord soldaatjie en hy sal kommentaar lewer en almal net sleg sê, maar Armchair activist. ja, presies, maar hy doen self niks. Absoluut niks nie. Hoorie Ernst, ek dink ons gaan 'n blaaskansie gou vat. Na die advertensie gaan ons terug wees, dan gesels ons 'n bietjie sport en ja, die kwotastelsel in die Springbokke. CliffCentral.com. Flying fish now has even more flavor. More flavor. Huh? Hey, What ya doing? bringing even more flavor. Alright, introducing I'm a black like stove on the sparrow, what no rap. I'm a black like stove on the sparrow, what no rap. On the sparrow, what no rap. On the sparrow, what no rap. On the sparrow, what Cliff Central cameos on CliffCentral.com. Welkom terug. Jy luister na Bouwer Bosch, Gillie Hofman en Ernst Roots en ons staan in vir Casper de Vries. So jy kan saam met ons gesels. Jy kan inskakel by 0861 555 189 of by Twitter by @cliffcentral.com. Jy kan op Facebook met ons chat by Cliff Central of op WeChat by Cliff Central. So ons laaste 10 minute met Ernst gaan ons 'n bietjie sport gesels. So die laaste 2 weke was nogal ja, die hele quota ding is groot op almal se lippe en Pieter de Villiers en Heineke Meyer beklei soos twee beste vriendinne op hoërskool via die media oor hulle nuwe boyfriend. En so ja, so my opinie is ek is in 'n mate teen van die kwotastelsel, net gegee ons geskiedenis, ons land se geskiedenis. Ons al wit kinders kon rugby gespeel het in al die skole en dit is nie so 'n ding het opsie verander. So ek is in 'n mate supported. So Gielie, kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie en Ernst, ek wil julle opinie ook hoor van jou kant af en dan ja, go Bokke, hier gaan ons. Ja, as iemand wat in die sportomgewing nogal betrokke is ons sportontwikkeling is iets wat my na in die hart lê. En ek weet die persentasie van begrotings wat spandeer word van federasie se kant af en van die minister van sport se kant af aan ontwikkeling is baie groter as wat die geld wat spandeer word noodwendig aan die hoë prestasie kant. En dis vir my interessant, jy weet, ek dink ons het vroeër van die jaar by die Wêreldbeker cricket 'n onsmaaklike voorval gehad waar niemand weet eintlik wat het gebeur nie, maar SMS is gestuur om te sê, weet, iemand moet speel, iemand mag nie speel nie en hoe dit op die einde uitgedraai het ons definitief dalk 'n plek gekos in die finaal van die Wêreldbeker cricket en nou net vir die rugby Wêreldbeker is daar nou dadelik weer gesprekke oor hoeveel mense moet op die veld wees en ons weet van volgende jaar af met die Currie Cup is daar sekere redings. My gevoel is net ontwikkel dan as ek weet nie as ons kyk hoeveel geld spandeer word aan ontwikkeling of daar regtig ontwikkeling plaasvind nie. Ek dink dis 'n groter kwessie waarna ons moet begin kyk. Almal ontwikkel as jy wil ontwikkel, maar hoekom gebeur daar ontwikkeling nie op hierdie stadium nie want daar word groot geld spandeer. Maar ek dink die laaste 2 weke dinge amper mal geraak as mens kyk na iemand soos De Lende wat Portugese bloed het en donkerder is en toe sê Kusatu se voorsitter of Tony Ehrenreich hy as hy bruin pa dan sal hulle hom verseker aanvaar in die span en toe kom De Lende se pa het en sê maar hy is nie 'n bruin man nie, hy's 'n Portugees. So dis nogal jy weet dis weer eens asof ons moet aanbeweeg van hierdie tipe gesprek af as ons besig is om mense te claim vir sekere rasgroepe. Dan is ons op die regte pad met dit. Ja, ek dink ek wil by jou aansluit oor die ontwikkeling kant en dis deel van die probleem veral in Suid-Afrika is die feit dat geld op iets spandeer word beteken nie noodwendig dat dit goed gaan daar of gedoen word nie.
Suid-Afrika is een van die lande in die wêreld wat die grootste, indien nie die land in die wêreld nie, wat die grootste deel van sy begroting spandeer op onderwys. Ja. Iets soos 20% van ons nasionale begroting gaan na onderwys toe. Maar ek dink onderwys is eintlik maar 'n ramp in Suid-Afrika. Africa Check het nou die dag 'n artikel geskryf wat 80% van ons skole is disfunksioneel. Nou die probleem is vir ons die probleem met die kwotastelsel is dis amper 'n poging tot 'n silver bullet wat nie regtig bestaan nie, of is 'n poging vir 'n quick fix vir 'n probleem wat baie dieper liggend is. Ek dink die beste spelers moet kan speel. En ons het daar's nie 'n issue daarmee of 'n probleem om te sê nee, maar meer swart mense moet in die span wees nie. Maar die vraag is eintlik wat word gedoen om te maak dat mense op 'n gelyke vlak saam kan kompeteer. En ek dink ontwikkeling is eintlik maar die groot probleem. As ons sê 80% van die skole is disfunksioneel, kan mens eintlik daarby saam sê dat die groot meerderheid van daai disfunksionele skole is in die swart gebiede. En uiteraard gaan sportontwikkeling daar en die goed nie wees wat dit moet wees nie. En as 'n mens werklik die probleem wil aanspreek wat gelykheid betref of rasse spanning in sport, moet mens eintlik by die bron van die probleem aanspreek. Anders gaan jy net verdere spanning skep. Ja. En die bron van die probleem is dat mense nie op gelyke vlak kan meeding nie, want aan die een kant is al baie goeie ou model C skole soos hulle dit noem, waaruit meer wit kinders uitkom, en dan is daar die disfunksionele skole wat nog nie regtig deur die regering reggeruk is nie. En daaruit kom kinders meestal swart kinders wat minder ontwikkel is met sport of wat dalk meer sukkel en nie dieselfde geleenthede gehad het nie. Maar om nou te sê ek weet jy het nie dieselfde geleenthede gehad nie en ek wil jou help, daarom druk ek jou bo in. Nou maak jy 'n klomp ouens in die proses kwaad en dis nie gesond vir wederwysige erkenning en respek nie. Ja, ek het al gesprekke gehad. Dis hard om met 'n kind te praat wat in sy posisie die beste speler was op skoolvlak vir 'n provinsiale span, kom ons sê net maar Kruiwenweek, en hy weet hy's nie in daai span nie omdat daai posisie gevul moes word deur iemand wat van 'n ander ras is. Dis wat jy sê, ek dink op die einde maak ons dinge eintlik erger. Dis nie die manier om dit te doen dalk nie. En gegee die tyd wat mense nou al daaraan spandeer het, is ons wat sal jy sê, wat is die alternatief vorentoe? Is dit realisties om te sê elke span, nasionale span moet die demografie van die land weerspieël? Is dit 'n realistiese Nee, ek dink dit is nie. Ek wil nou juist net die punt maak en sê dit sluit baie aan by die hele regstellende aksie debat. Suid-Afrika is die enigste land in die wêreld wat so werk waar gelykheid beteken die nasionale demografie moet verteenwoordig word op alle vlakke van die samelewing. Dit werk nêrens anders in die wêreld so nie. Gelykheid is veronderstel om te beteken mense moet op 'n gelyke vlak teen mekaar mekaar kan meeding. En verskillende elemente van die samelewing dis natuurlik dat dit nie noodwendig verteenwoordigend gaan wees nie. Daar is al studies daaroor gedoen dat party kultuurgemeenskappe hou meer daarvan om byvoorbeeld ingenieurswese te swat en ander hou meer van geesteswetenskappe en die tipe goed. So ek dink die oomblik wanneer jy mense gaan begin forceer en sê goed, hier's nou te min wit mense wat sielkunde studeer of te min wit mense in die sokkerspan. Ons moet nou meer wit mense indruk. Alhoewel ek dink dit sal nie gebeur nie. Ek dink die rasse motief daar agter is van so 'n aard dat as daar te min wit mense is dit nie 'n probleem nie. As Bafana 100% swart is dit oukei. Maar andersom is dit wel 'n probleem. So as daar te veel wit mense is, in aanhalingstekens te veel, dan is dit skielik 'n probleem. So ek dink daar's bietjie dubbele standaarde in die eerste plek. In die tweede plek, die hele representativity debat is iets wat baie vreemd is. In Suid-Afrika word dit al beskou as die norm, maar in die res van die wêreld is dit eintlik 'n baie vreemde konsep. In terme, ons moet ongelukkig klaarmaak, Erwin, dis die aard van hierdie shows. Ons het altyd te veel om oor te praat. Op 'n ligter terrein, wat is op jou lysie vir die res van die dag? Kom ons begin daar. Wat se vure moet jy gaan doodslaan? Wel, nee, ons het 'n paar goed. Ons het eintlik ons AfriForum kongres wat voorlê. Ons het 'n groot kongres nou volgende naweek. So ons is maar besig met die reëlings daarmee. Ek sien baie uit na dit. Dan is ons met 'n paar goed betrokke. Ons het nou gepraat oor die metal band wat julle moet belaat. Ja, dit is eintlik op my lysie, maar dis ongelukkig bietjie laer op my lysie, want daar's elke keer iets anders wat inspring bo. Nee, die dreigemente wat 'n mens kry. Ek het nou die dag gaan klagtes indien by die polisie. En toe het ek nou 'n vreemde oproep gekry. Ek wil nie nou te veel detail gee nie, maar want ek volg dit nou net eers op 'n vreemde oproep van die ondersoekbeampte wat eintlik maar half op neerkom. Hy weet nie regtig hoe om dit te ondersoek nie. Die cyberafdeling is ons ontwikkel nie. Ek moenie eintlik verwag dat die polisie iets gaan doen met die klag nie. So dit wil ek nou net gaan opvolg by die stasie.
So, dis 'n opwindende loopbaan. Ja. Daar's klomp uitdagings, maar Dra jy 'n cape? nee, my Jy seentjie stryk my is nog mal op, omdat jy die bril, as jy die bril afval dan lyk jy nog as 'n Clark Kent. Wonder ek of jy Superman is in 'n mate. Nee, my seentjie is mal oor al hierdie superhero goed. Dis eintlik snaaks wat iemand sê nou dag van ja, dis nou tipies vandag se jong mense wat hulle kinders leer want ek leer my seentjie wat al die superhero se name is. So hy kan vir jou presies sê wie's Clark Kent, Bruce Wayne en Maar weet jy wie's Mannetjie se roe? Nee, Of ek te weet nie of hy weet. Ek dink ons moet 'n Mannetjie Ernst se Root superhero create. Ja. Want dit is dieselfde tipe naam, Bruce Maar- man, hy daai waar. Hy Maar bly ek sien ambulanse wat die hele tyd verbyry met die ER op so. Ja, sien Dis Ernst Root. So dis- Hoorie so Ernst, dit was 'n groot voorreg om met jou te gesels vanoggend. Ek dink dit is my net lekker altyd om verskille te kan celebrate. Dat ons ons hoef nie altyd saam te stem met mekaar om mekaar te respekteer en om te weet ons kan mekaar ondersteun ook soms nie goed nie. So hou aan met wat julle doen al verskil ek soms van hoe julle dit doen. Dink ek is belangrik om te staan vir goed en te beklei vir sekere goed. So is 'n groot voorreg vir my kant af en vir Gillie se kant af om jou hier te hê. Sterkte met die cyberspace moordregiment. Dit is baie erger as wat ons dit nou maak, maar dit is nogal hektiek. So sterkte met dit en sterkte met die res van die jaar en al julle goed waarmee julle besig is. Ja, dankie man. Dit is lekker om hier te wees en ek dink wat jy sê is baie waar. Mense moet besef as almal van almal gaan verskil of met almal gaan beklei as jy nou 2% of 10% of 15% nie met die persoon saamstem nie, gaan ons ook nêrens kom nie. So ek dink waar mense kan saamstem en saamwerk moet ons dit doen en as mense verskil moet ons probeer om mekaar met respek te hanteer. Ja. En hou aan praat. Ek dink ons is in 'n moeilike plek as ons ophou praat met mekaar. Dan gaan ons nie wen nie. Ja, absoluut. Okay, awesome. Ons is dan net hierna terug met 'n bekende Sewende Land skrywer en 'n awesome rubriekskrywer en all-around superhero. Hy is eintlik swart kat, niemand weet dit nie. Ja. Met Bobby. Piet Matipa net hierna, ons is nou terug.